Goeiemôre dierbares, is lekker om weer vir 'n slag bietjie net met u te gesels. Ek wil net vir u sê, mag God verheerlik word deur hierdie dag. Ek staan vanoggend op met 'n gedagte van hongermense en die Here teken vir my 'n prentjie hier in my gedagtes en in my gees van 'n hongermens, hoe 'n hongermens baie keer optree en 'n hongermens sal enigiets eet wat hy in die hande kan kry. Kyk, as jy lank genoeg honger is, dan word al jou trots, jy word van al daai dinge word jy ontneem, kan ek dit so stel, want as jy honger is jy honger, en om daar sonder kos te bly, soek jy kos op plekke waar jy in jou lewe nooit sou gekrap het nie. Jy anders se oorskietkos begin vir jou lekker lyk en selfs agter in restaurante se asblikke word daar gegrawe vir kos. Ek dink julle almal het dit al gesien gebeur en ja, dan dink ek net, Here, baie dankie. Dankie dat ek en my familie nog kos op die tafel het. Maar die Here vat my verder en hy sê 'n hongermens word so maklik vergiftig deur dit wat hy eet, né? Ek meen, jy kan so maklik voedselvergiftiging kry as jy kos eet wat dalk nou al 'n paar dae oud is, wat nie meer soos ons sal sê fit is for human consumption nie, né? Maar dierbares, in die Here vat my na hierdie ding toe in die gees en van die kansels af dat ons vrot kos vir mense bedien. Vrot kos wat al oud is, wat vir mense bedien word van die kansels af, want daar word nie meer nuwe openbaringe by die Here gekry nie. Soos al hierdie ou dinge wat herhaal word, die hele tyd, en die mense wat voor ons sit moet maar net tevrede wees, en dit voed hulle nie meer nie, want party mense is al so verby daardie stadium van hierdie vrotkos. Hulle het iets vars nodig in hulle lewe, en dan natuurlik die oorskietkos. Oorskietkos kan mens ook nie meer altyd voed nie, want dit is maar net die ou krummels wat jy kry, en ons het die volle brood by die Here gekry, maar ons gee krummels van die kansels af. Dit is eintlik baie hartseer en baie sleg, en dit is eintlik 'n aanklag teen predikante, pastore, mag jy saak wat jy jouself wil noem nie, en wat se denominasie jy is nie. Dis 'n aanklag, en ons moet baie versigtig wees om nie ou kos en oorskietkos vir mense te gee, en mense nie te vergiftig nie. Pas op vir geestelike voedselvergiftiging, wat mense van die kansels afkry, en mense moet dit maar net verdra, want ons is nie altyd op die plek met die Here waar ons moet of wil wees nie. En u wat in die banke sit, wees versigtig. As iemand nou agtergekom het dat die voedsel wat daar bedien word nie reg is nie, hoekom bly u daar sit? Hoekom bly u dan van hierdie voedsel eet? U weet, tradisie maak dat ons baie keer ook geestelike voedselvergiftiging kry, want dit is my kerk hierdie en ek gaan nie skuif nie, maar jy groei nie, jy stagneer nie, jy krimp in die gees, want dis mos wat gaan gebeur as jy nie die regte voedingswaarde inkry nie. Wat gaan met jou gebeur? Jy gaan maarder word in die gees. So ek wil net hierdie gedagte by julle losval. Ek het natuurlik gebid vanoggend toe die Here dit so aan my openbaar. Toe bid ek, toe vra ek die gees van die Here om elke persoon, elke prediker wat op hierdie stadium gekom het, en weet jy wat? Gaan bely jou hart uit, kom terug by die Here. Die Here gaan jou help, die Here gaan jou weer help, die Here gaan jou op 'n beter plek sit as waar jy voorheen gewees het. En jy, dierbare kind van God wat in die banke sit, ek kan met jou praat en sê, wat bied jy aan? Wat is jou deel wat jy bring na die gemeente toe? Hoe staan jou gebedslewe? Hoe staan jou saak met die Here? Kry jy nog nuwe openbaringe by God? Dra jy nog by tot die eredienste, of gaan sit jy net daar en wil net gevoed word? En dis ook baie keer die probleem. Jy kan nie net wil gevoed word nie. Jy kan nie net jou mond soos 'n klein voeltjie oopmaak en dan moet iemand kos in jou mond indruk nie. Nee, eers moet jy bietjie begin uitgee en begin saamwerk in die gemeente. Ek weet nie, is net 'n gedagte wat die Here vanoggend op my hart gelê het, waarvoor ek hard gebid het, want in hierdie tyd waarin ons lewe, voel ek ons het regtig vars nuwe kos van die kansels af nodig, in ons bidkamers nodig, elke dag so regtig waar. Dit het met my gepraat vanoggend. Ek bid die Here dat ek elke dag vars nuwe openbarings
van hom af sal kry. Mag die Here hierdie kort woord seën vandag en mag die Here dit ook in u hart laat groei in Jesus naam. Vrede, seën, liefde.